Goeiemorgen graad 12. Dit is weer meneer Anthony van Hoërskool Milnerton. Welkom bij les 12. En vandaag gaan we een beetje taalkunde doen. Ons gaan specifiek kijken naar kritische taalbewustheid en visuele geletterdheid. Kom eens kijken. Kritische taalgebruik en visuele geletterdheid. Wat is kritische taalbewustheid? Nummer 1. Hoe bewust is jij van die taal en die taalstructuren? So, als je kijkt naar het kritische taalgebruik, onthou, als mensen voor jou een stukje schrijven, hulle maak gebruik van sekere taalstrukture. En daardie taalstrukture wat hulle gebruik, wil 'n sekere boodskap aan jou oordra. Al wat hulle dan wil weet is, hoe bewus is jy van die taalstrukture? Kan jy daardie taalstrukture identifiseer en wat is die rol van daardie strukture binne die konteks van die strokiesprent, die spotprent, die artikel of selfs ook die advertensie. So, tweedens, watter boodskap word aan die leser daarmee oorgedra? Deur die gebruik van die taalstrukture en al daardie ander goedjies wat hulle in hierdie teks plaas, moet jy kan uitwerk wat is die boodskap wat die skrywer aan die leser wil gee. Goed, dan derdens, natuurlijk gee dit vir ons gee dit menings oor die etiese kwessies en waardes van die gemeenskap. Etiese kwessies, dinge wat handel oor die etiek waarmee ons lewe en die waardes waarmee ons lewens vervul. Dan vierdens, jy moet herken perspektiewe, jy moet perspektiewe herken en ook die waardes en die magsverhoudings in tekste. So as jy kyk na die teks, is daar verskillende perspektiewe wat die skrywer vir ons gee, verskillende standpunte wat die skrywer vir ons gee. En hy gee ook vir ons verskillende waardes. En hierdie waardes wat hy vir ons gee, is natuurlik ook die waardes wat jy moet kan identifiseer. En dan is daar natuurlik die magsverhoudings. In enige gesprek wat plaasvind, is daar natuurlik 2 of meer mense. Die magsverhouding het te maak met wie is die een wat die mag het en wie is die een wat moet volg. En dit is baie maklik om dit raak te sien as jy weet waarna om te kyk. Goed? So, volgende. So, wat moet ek dan doen? Ek moet verstaan hoe taal magsverhoudings toon. Die taalgebruik in 'n teks toon sekere magsverhoudings aan. Deur daarna te kyk, deur dit te lees, moet ek weet wie is die persoon met die mag en wie is die persoon wie basies magteloos is. Volgende, wat is die skrywer se perspektief of wat is die skrywer se standpunt? Standpunt van die skrywer of perspektief van die skrywer moet 'n mens kan. As jy die teks lees, moet jy daarna kyk en jy kan sê, dit is wat die skrywer se standpunt is. Dit is wat die skrywer vir ons wil sê. Dan derdens moet jy kan identifiseer, jy moet kan ontleed en jy moet kan evalueer. Jy moet die volgende goed kan identifiseer in die teks. Jy moet dit kan ontleed, jy moet daarna kyk en kan sê waaroor dit gaan en jy moet kan evalueer om te sê hoe gepas, hoe suksesvol is dit in hierdie teks. Eerstens, gevoelstaal en manipulerende taal. Gevoelstaal, woorde wat emosies by die leser ontwek, so dat jy jammer voel vir 'n persoon, sodat jy moet kwaad is vir 'n ander persoon, dit het te maak met gevoelstaal, daardie emosies wat na vore kom. Manipulerende taal, wat die skrywer gebruik om jou oor te haal om te dink soos hy dink. So jy moet mooi kyk en jy moet fyn lees, sodat jy hierdie goedjies kan raak sien. Dan tweedens, vooroordeel, partydigheid en stereotypering. So jy moet dit kan identifiseer, die vooroordeel, jy moet dit kan ontleed en moet kan evalueer. Dieselfde ook, moet jy partydigheid kan identifiseer in 'n teks, jy moet dit kan ontleed en moet kan evalueer en dieselfde saam met stereotypering. Goed, dan is daar ook, jy moet in die teks moet jy die aannames kan identifiseer, die aannames ontleed en die aannames evalueer. Die aannames is, watter aannames maak hierdie persoon, wat is die tendens waarin hierdie persoon glo. Dan is daar natuurlik ook die geïmpliseerde betekenis. Hy sê iets, maar hy bedoel eintlik iets anders, wat die betekenis word geïmpliseer. So identifiseer daardie betekenis, ontleed dit en evalueer dit. Dan vyfdens kyk ons na denotasie en konnotasie. Weereens dieselfde daar ook, identifiseer dit, ontleed dit en evalueer dit. En dan laastens,
verduidelik hoekom sekere dinge gekies is of hoekom sekere woorde in 'n teks is en hoekom sekere woorde uit 'n teks gelaat is. Want sommige kere as ons na 'n teks kyk, dan voel 'n mens, ag, hierdie woord sou beter in hierdie teks gepas het. Hoekom het die skrywer dan juis besluit om nie die woord daarin te sit nie? En hoekom het hy besluit om wel 'n ander woord daarin te sit? So dit is ons verduidelik hoekom dinge gekies is, weet jy, seleksie en hoekom dinge uitgelaat is en dit is weglating. So, dan die eerste ding wat ons gesê het is jy moet taalstrukture verstaan. So as jy na jou teks kyk en jy lees, dan moet jy natuurlik die volgende kan raak sien. Verskillende sinstipes moet jy kan raak sien en jy moet kan identifiseer en jy moet weet waar hierdie sinsstrukture eintlik vir jou wil sê. Kom ons kyk, die aanwysende stelwyse. So daar's 'n sin en hierdie sin maak basis vir jou, gee basis vir ons 'n stelling. Dit sê vir ons iets, so dit is die aanwysende stelwyse. Byvoorbeeld, hy praat van hierdie boek. Dit is kenmerkend van stellings wat ons gewoonlik maak, dit is kenmerkend van 'n stelling wat in 'n teks is. Dan die gebiedende stelwyse. Gebiedend kom van die woord beveel. Die gebiedende wyse word gebruik wanneer daar 'n magsverskil tussen die spreker en die luisteraar is. So jy het die spreker aan die een kant en die luisteraar aan die ander kant, so daar's 'n magsverskil tussen hulle twee en dan word iemand gebied om iets te doen en hierdie gebiedende stelwyse bevoordeel die een wat praat, die spreker. Die gebiedende wyse kan gebruik word wanneer sterk emosies soos woede ervaar wanneer jy baie kwaad is. En is byvoorbeeld, moenie toelaat dat jou skelms jou geld steel nie. En natuurlik is dit so plat, moenie toelaat dat jou skelms jou geld steel nie. Sê, moenie toelaat dat skelms jou geld steel nie. Goed? Dan die gebiedende wyse maak ook gebruik van modale woorde, byvoorbeeld jou halfwerkwoorde soos moet, sal, mag en so voorts. Dit word op 'n imperatiewe of 'n gebiedende wyse aangewend. Byvoorbeeld, jy moet jou huiswerk doen en dit môre skool toe bring. In so 'n geval, as jy kyk na die magsverhouding, onderwyser, kind, waar die onderwyser vir die leerders sê, jy moet jou huiswerk by die huis doen en dit môre skool toe bring. So wie het die mag in daardie geval? Die onderwyser, want hy bied die kind om te doen soos wat hy verlang. Toevoegende wyse gebruik ook woorde soos hierdie en daardie en my. En dan die vraende stelwyse, hier word natuurlik vir ons vrae vra. So onthou, aanwysende stelwyse, gebiedende stelwyse, toevoegende wyse en die vraende stelwyse. Daardie 4 verskillende taalstrukture moet jy in die teks kan identifiseer. En hulle vra gewoonlik vir jou om dit te herskryf in een van daardie formate. So, wat is die kenmerke van die visuele teks? Die visuele teks is maar gewoonlik net 'n teks waar daar 'n prentjie by is. Goed? Of waar daar 'n tekeningkie by is. So ons sê, wat is die kenmerke van die visuele teks? Nommer 1. Jy soek sterk betrokkenheid by die teks. So jy as leser, ons soek jou betrokkenheid by hierdie teks. So jy moet met die teks omgaan en jy moet daarna kyk. So, onthou, hierdie teks is natuurlik, dit kom uit 'n sekere konteks uit. So jy moet ook die konteks probeer vasstel waar hierdie teks vandaan kom. En dan sal jy natuurlik die teks makliker verstaan. Hierdie teks, die visuele teks, word geskryf om mense te beïnvloed, sodat hulle tot 'n sekere manier oorgaan. As dit byvoorbeeld in die advertensiewese is, gebruik ons die visuele tekste om mense oor te haal om 'n produk te koop. So die mense word beïnvloed om daardie produk te koop. Die visuele teks is nie altyd die regte werklikheid nie. So as jy kyk na die teks, omdat hulle gebruik maak van emotiewe taal, manipulerende taal, geïmpliseerde betekenisse en al daardie verskillende aspekte, is die werklikheid wat daar in die teks geskep word, is nie die realiteit soos dit daar buite is nie. Dit is nie die realiteit gebonde aan hierdie teks. So, wees beseker dat jy die verskil tussen die twee ook ken. Die visuele teks wil natuurlik altyd iets bereik. Wat dit wil bereik is gewoonlik as jy kyk na die advertensie, is dit vir jou om oor te gaan tot aksie.
As dit 'n strokiesprent is of as dit 'n spotprent is, dan wil dit humoristies van aard wees, want dit wil hê jy moet lag of dit wil vir jou inlig oor sekere sosio-ekonomiese of sosio-maatskaplike probleme wat in ons gemeenskappe heers. Dan natuurlik het die visuele teks 'n oppervlakkige boodskap en 'n dieper boodskap. So jy moet daardie oppervlakkige boodskap en die dieper boodskap kan raak sien. Die oppervlakkige boodskap is soms duidelik te lees binne in die teks, maar die dieper boodskap is natuurlik jy moet die konteks verstaan waaruit dit gehaal is en jy moet vooraf kennis hê oor die spesifieke onderwerp waaroor daar 'n spotprent is of waaroor daar 'n strokiesprent is of waaroor daar geskryf is. En dan onthou, dit gebruik ook baie oorredingstegnieke. Die oorredingstegnieke is daardie tegnieke wat hulle gebruik om vir ons oor te haal om dinge te doen, byvoorbeeld as dit die advertensies om die produk te gaan koop. As dit byvoorbeeld 'n politikus is wat sy speech vir ons lewer, dan wil hy vir ons oorhaal om vir hom te gaan stem. Dieselfde soos by die skool. As julle leerlingraad kies en daardie leerders wat staan vir die leerlingraad en hulle staan op en hulle moet vir hulle self verkoop. Die woorde en goed wat hulle gebruik is woorde om vir jou te oorreed om vir hulle te stem sodat hulle op die leerlingraad van die skool kan kom. Goed, dan volgende. Kom ons kyk. Advertensies, strokiesprente en spotprente. In advertensies, strokiesprente en spotprente kyk ons gewoonlik na die volgende. Gewoonlik, nommer 1, die beligting en die hoeke waarteen dinge gedoen is. Die beligting wat daar is en die hoeke waarteen sekere foto's geneem is. Wie word groot gemaak, wie word kleiner gemaak, wie staan voor, wie staan agter. So al daardie aspekte moet jy in ag neem, want dit word met spesifieke redes gedoen. Volgende kyk jy na die ruimte. Waar speel hierdie toneel af? En as jy kyk na hierdie een hier byvoorbeeld, dit is nogals duidelik, dit speel op 'n tennisbaan af en daar staan die US Open, wat beteken dit is die Amerikaanse Ope. En as jy mens kyk na die prentjie, dit is natuurlik 'n spotprent en die persoon wat daar op en af spring, ons almal ken mos die insinking van Serena Williams by een van die toernooie in Amerika en dit is natuurlik waaroor daar geskryf word. Is daar enige spraakborrels of dinkborrels? Onthou, wat ook al in die spraakborrel is, jy moet dit gaan lees, want dit dra by tot die algehele boodskap wat hierdie spotprent vir ons wil gee. Soms is daar nie 'n spraakborrel nie, maar daar is 'n dinkborrel. Jy moet kan onderskei tussen die twee. Watter een is die spraakborrel, watter een is die dinkborrel? Die pyltjie wat na die mond toe gaan is gewoonlik 'n soliede lyn, dan is dit 'n spraakborrel. As dit 'n gebroke lyn is, dan aanvaar ons dit as 'n dinkborrel, waar iemand besig is om te dink. Dan ook, wat is die verhoudings tussen die karakters in hierdie spotprent, of in die advertensie, of in die strokie? Kyk na wat hulle verhoudings is. En indien daar wel kleur is, die kleur wat hulle gebruik, hoekom maak hulle gebruik van spesifieke kleure? Watter boodskap dra die kleur oor? Watter simboliek dra hierdie kleur vir ons oor? Dan ook die skaal. Hier is skaal nogals lekker interessant gebruik. Kyk byvoorbeeld na hoe groot Serena Williams is en hierdie klein dametjie daar aan die einde, dit is natuurlik haar teenstander en ek dink dit is Naomi Osaka en die skaal van die twee, want sy het die uitbarsting gehad, dit gaan oor haar. Die ander karakters is nie so belangrik nie, maar hulle word wel ingeteken sodat ons 'n idee kry van waaroor dit gaan. Dan is daar natuurlik soms bewegingsstrepe wat aandui die beweging van mense of van hier in die geval die raket, soos die drade gebreek het. So jy moet kyk na alles wat daar is, na elke streepie, na elke nuance, na elke lyntjie wat getrek is. Jy moet daarna kyk en jy moet dit kan plaas en probeer uitpleis wat is die doel daarvan binne hierdie prentjie. Dan natuurlik is daar lyftaal, die lyftaal van die persoon. En lyftaal gee natuurlik vir ons wat die persoon sê deur middel van sy lyf, deur middel van sy gebare. En dan kyk ons ook na die gesigsuitdrukkings. Kyk na die persoon se gesig,
Wat sê die persoon se gesig vir jou? As die oë groot oop is, as die oë toe is, as die mond waawyd oop is, as die mond toe is, so, dan kyk ook na die wenkbroue. Is die wenkbroue gebuig? Is die wenkbroue plat? Is die oog net een enkele streep? So al daardie goedjies, jy moet daarna kyk en jy moet dit kan verduidelik hoekom daarvan gebruik gemaak is in hierdie spesifieke spotprente, advertensies of strokies prente. So, dan magsverhoudings in gesprekke. Stel altyd vas wie die mag het in die prent of in die spotprent of in die advertensie. As jy kyk byvoorbeeld na 'n onderhoud, jy gaan vir 'n onderhoud, wie het die mag in daardie situasie? Natuurlik die onderhoudvoerder het die mag en jy wat instap om die onderhoud te doen, het natuurlik nie die mag nie, jy is eintlik magteloos. Jy is aan hulle lot oorgelaat. Hulle kan vir jou 'n legio van vrae vra, verskillende vrae en jy weet nie eens of jy reg is om al daardie vrae te beantwoord nie. Maar dit is die aard van die onderhoud. Dan natuurlik as jy kyk na die situasie by die huis, 'n man en 'n vrou. Wie is aan die mag? Hoe is die magsverhouding binne daardie huishouding? Natuurlik kan ons nie net pertinent sê wie die mag het nie, want onthou, verskillende huishoudings het verskillende nuances. In sommige huishoudings is die man aan die stuur van dinge, so hy het die mag. In sommige huishoudings is die vrou aan die stuur van dinge en sy het die mag. En dan staan die man natuurlik onder pantoffelregering. So jy moet fyn luister, fyn lees en fyn kyk na wat eintlik daar vir jou gesê word. As jy kyk, dis nou duidelik in hierdie geval byvoorbeeld, as jy kyk hier sê hulle vir ons, kyk wat daar geskryf is in die spraakborrel, kyk hoe sit die vrou, kyk hoe sit die man en natuurlik so jy kyk na al daardie verskillende aspekte om uit te klaar wie in beheer is binne 'n situasie. As ons kyk hier na hierdie een byvoorbeeld nommer 3, die man se direkte woorde, hy sê meneer, dis eintlik my vrou se skuld. Sy sê mos paal vir my hoe ek moet ry. So wie is nou eintlik in die mag tussen die man en die vrou? Wie het die mag? Wie het nie die mag nie? Tussen die polisieman en die man self, of die verkeerskonstabel en die man self. Wat is die magsverhouding daar? So binne een strookie kan daar ook verskillende magsverhoudings na vore tree. Dan die volgende prentjie het te maak met skoolgeweld, né? En 1980 byvoorbeeld, skoolgeweld, daar's die onderwyser, daar's die arme kind en hy is besig om 'n pak slaag te kry. So wie het die mag daar? Die onderwyser het die mag teenoor die kind wat hy so ongenadiglik slaan. Maar kyk, skoolgeweld in 2008. Die hele prentjie is nou omgedraai. Die kind slaan nou die onderwyser. So wie is nou in die magsverhouding daar? So weer eens, kyk maar net na die prentjie. Probeer vasstel wie het die mag en wie is die een wat volg. Goed? So, gevoels- en manipulerende taal. Oorredende taal word gebruik om mense te oortuig om 'n spesifieke plan van aksie te volg. Oorredende taal. So watter woorde hulle in die teks gebruik wat vir jou ooreed om tot aksie oor te gaan. Dit is oorredende taal. So as dit byvoorbeeld die advertensie is, dan sal hulle spesifieke inligting gebruik wat vir jou ooreed om die produk te gaan koop. Die manipulerende taal gee 'n onregverdige voorsprong oor ander en het 'n doel om ons oor te haal om in die skrywer se standpunt te glo. So as die skrywer skryf, dan probeer hy vir jou as leser manipuleer sodat jy presies dieselfde soos hy moet dink. So wat ook al sy standpunt is, hy wil hê jy moet dieselfde glo soos hy. En binne in al hierdie goed maak in geoorredende taal en in die manipulerende taal maak ons ook nog gebruik van ironie. Ons maak gebruik van hiperbole en ons maak gebruik van alliterasie en dit help natuurlik om die gehoor te manipuleer sodat hulle moet doen wat die skrywer eintlik verlang hulle moet doen. Dan vooroordeel. Vooroordeel is wanneer jy vooropgestelde idees oor mense of 'n groep het. Die bekendste een is natuurlik alle blondines is dom. Dit is 'n baie bekende voorbeeld.
né? En so dit is vooroordeel omdat sy blond is, nou aanvaar ons net sy is dom. Dit is nie eintlik die waarheid nie. Dit is maar 'n vooropgestelde idee. Dit is om een saak bo die ander te bevoordeel. Billike assosiering is dus baie moeilik. So, en so kyk byvoorbeeld na die prentjie van die kindjie wat hier staan en hy is so lekker vet, sal ons dink dat hy is natuurlik lui, hy doen nie oefening nie. En dit is maar die idee wat 'n mens het. Dit is ons eie vooropgestelde idees. Weereens, bly hou kyk na die prentjie, kyk wat vir jou gegee word. Dan partydigheid, dit is wanneer jy kant kies. Wanneer jy die kant van een groep of die standpunt van 'n groep kies tot jou eie voordeel, sodat jy voordeel daaruit kan trek. Hierdie partydigheid is gewoonlik eensydig en dit is eiesinnig. En by implikasie is dit natuurlik onregverdig. Dan stereotypering. Iemand het 'n spesifieke eienskap of eienskappe omdat hy of sy aan 'n spesifieke groep behoort. Ek dink nou in terme van die boek Villa se kind, waar een van die sensusmanne vir Villa vra, kan jy lees en skryf? Want hulle stereotypeer gekleerdes as mense wat nie kan lees en skryf nie. Goed, so dan, dit is 'n grove veralgemening waar ons glo een karaktereienskap, die hele groep wat aan daardie groep behoort, het daardie spesifieke eienskap. Goed, so. Dan is daar denotasie en konnotasie. Denotasie is natuurlik die letterlike betekenis soos dit in 'n woordeboek staan. So, daar is niks versteekte betekenisie. Dan het ons konnotasie waar hulle te maak het met die figuurlike betekenis. As jy kyk na die prentjie byvoorbeeld hier, dit is nou 'n lekker geval van letterlike en figuurlike betekenis, dan sê jy hier onderaan staan eintlik geskryf, ek trek jou been. So, denotasie is letterlik waar hy sy been vat en hy trek sy been. Figuurlik of konnotasie, die figuurlike betekenis wat te maak het met die emosionele assosiasie is natuurlik hy is besig om die gek te skeer saam met hierdie persoon. So, kom ons kyk gou. Wat ek nou gaan doen vir die volgende paar minute, weer eens gaan ons kyk na 'n vraag wat uit 'n vraestel gehaal is. Onthou, dit is gewoonlik vraag 3 en vraag 4 in vraestel 1 van die taalkunde vraestel. En hierdie is die tipe vraag wat gewoonlik daar rondom gevra word. Dit is DBE November 2018 se vraestel 1. Dit is vraag 3 spesifiek. Gee die oortreffende trap van die onderstreepte woord smaakliker. Onthou, jy moet ons nou weet, hier het ons te maak met byvoeglike naamwoorde. Byvoeglike naamwoorde word in advertensies gebruik om ons oor te haal om produkte te koop. So, oortreffende trap. By byvoeglike naamwoorde kry ons stellende trap, vergrotende trap en dan oortreffende trap. Stellende trap is die woord soos hy in die woordeboek verskyn, byvoorbeeld mooi. Vergrotende trap is die tweede vorm waar ons sê mooier en die oortreffende trap is waar hy tot die grootste gaan en dan las ons die STE aan die einde, mooiste. So, smaakliker, sy oortreffende trap sal dan dus wees smaaklikste. Nommer 2. Die advertensie gebruik die woord smaakliker in reël 1. Gebruik die woord smaakvol in 'n verduidelike sin. Kan jy sien wat hulle gedoen? Hulle gebruik die woord smaakliker in die advertensie. Nou gee hulle vir jou 'n variant van die woord smaakvol en hulle vra vir jou om dit in 'n sin te gebruik sodat sy betekenis daaruit kom. Smaakvol, so die man is smaakvol geklee. Die dame is smaakvol geklee of aangetrek en dit is in jou woord smaakvol. Nommer 3. Verdeel die onderstreepte woord in lettergrepe. As ons kyk na lettergrepe, daar's mos twee aspekte. Ons kry die lettergrepe en die klankgrepe. Onthou, lettergrepe, die letters wat in die woord is. Elke letter wat in die woord is, moet nog altyd daar wees. So as ons kyk na die woord sensasionele, sensasionele. Maar as ons praat van klankgrepe, dan gebruik ons net die letters wat ons hoor. Belangrik nogals hier om te onthou rakende klankgrepe. Nommer 1 is dat as daar 'n dubbele konsonant is, 'n dubbele konsonant van dieselfde soort, byvoorbeeld dubbel K, soos in die woord lekker,
of soos die dubbel L en die dubbel D in onmiddellik. Onthou tog, die eerste van die kombinasie van die twee val gewoonlik weg. Die eerste konsonant van die twee konsonante val weg. So ons skryf net wat ons hoor, so het sal wees onmiddellik. Goed? So, dan nommer 3, punt 4, gee die betekenisfunksie van die agtervoegsel. So al wat hulle sê, wat beteken die agtervoegsel? Wat doen die agtervoegsel aan hierdie woord? Moeiteloos. Wat beteken hy maak dit negatief? Daar is nie moeite nie. So dit is dan die funksie, die loos daar maak dit negatief, of hy sê nie. Watter twee boodskappe wil die adverteerder met die woord moeiteloos oordra? Er is nie probleme nie, natuurlik, en dan die ander een is, dit is maklik om dit in die hande te kry. 3.6, gee die korrekte afkorting van die woord gram. Onthou, afkortings in Afrikaans, daar is altyd 'n punt aan die einde van die afkorting, behalwe vir akronieme, en natuurlik vir die SI-eenhede. So gram is 'n SI-eenheid. Okay? Gram, kilogram, liter, milliliter, kiloliter. Dit is SI-eenhede, so die punt kan weggelaat word. Watter aanname kan Checkers se klante na aanleiding van plaasvers belofte 100% gewaarborg maak dat natuurlik Checkers se produkte is altyd vars en hulle gee vir jou 'n waarborg dat hulle produkte altyd sal vars wees. Dit is die aanname. Dan die volgende, waarom gee die adverteerder voorkeur aan regmerkies in 'n advertensie? Kyk, dink in terme van jouself. As jy na jou eksamenvraestel kyk, jou antwoordstel in die eksamen, wat soek jy eers? Jy soek die regmerkies. So wat sê dit vir jou? Dit is die deel wat die beste is, of dit is wat jy goed gedoen is. So daar die hele idee rondom die regmerkie kom daarna vore. Nommer 3.9, ondersteun die ster die slagspreuk van die advertensie. Onthou, kyk maar wat die advertensie sê, kyk maar na die ster, en onthou, ster is natuurlik iets wat blink, wat uitstaan. So weer eens, kyk maar daar na. Dan, vervang die skryfteken met 'n gepaste woord. Kyk hier na lees en leer kliniek. So dit is 'n koppeltekenwoord. So wat gebeur is, ons het lees en leer, die tweede woord van leer is kliniek, so daardie tweede deel van kliniek moet eintlik daar wees waar die koppelteken staan, so dit moet leeskliniek en leerkliniek wees. Goed, dan skryf 'n frase uit reël 3 tot 4 waarmee die adverteerder die leser wil oorreed, waar hy vir jou wil oorreed. Onthou, 'n frase is 'n deel wat nie 'n werkwoord het nie, volle potensiaal. Of leer dit so, kyk maar daarna, haal daar die woorde uit. 3.3, vervang die beletseltekens of die ellips in reël 3 met 'n gepaste voegwoord. So jy kyk waar die beletseltekens is, dit is daar die 3 puntjies daar, dit is jou beletseltekens. En met 'n gepaste voegwoord, so jy moet weet, mos daar is verskillende voegwoorde, daar is 3 groepe, wat een gaan hier wees, sy lees en te spel, en leerders wat wiskundige vaardighede wil bemeester, so jy kan gebruik maak van die woord en. Gebruik die onvoltooide of teenwoordige gedeelte van sukkel, onthou, deelwoorde is basies maar net 'n werkwoord wat ons verander het in 'n byvoeglike naamwoord. So as dit 'n teenwoordige deelwoord is, dan las ons ENDE aan die einde. So dit is sukkelend of sukkelende. Okay? So gebruik die onvoltooide teenwoordige gedeelte van sukkel in jou eie sin. Die sukkelende man kan nie sy familie onderhou nie. En daar het jy jou woord, sukkelende. Huil, huilende. Lag, lachende. Verbeter die spelfout deur die woord korrek neer te skryf en bekoel die studievaardighede van uithou vermoë en konsentrasie. Wat die woord is verkeerd gespel, identifiseer, uithou vermoë en gee die korrekte spelwyse. Dan skryf die gesegde, ander woord vir gesegde is maar nie die werkwoord of die werkwoordgroep, skryf dit neer. Waarom is die konnotatiewe gebruik van sleutel in reël 9 gepas? So jy kyk, die sin is ons bied die sleutel tot akademiese prestasie. Hoekom gebruik hulle die woord sleutel? Want dit sluit oop. So as jy goed wil akademies doen, dan moet jy hierdie ding doen. So hierdie sleutel moet jy dan gebruik. 3.8, dink jy die gebruik van boeke en die woorde lees, leer en presteer is in hierdie advertensie gepas?
Natuurlijk is het gepast, want mens leer en presteer deur gebruik te maak van boeke. En dit is hoekom die boeke dan so gepast is. Dan laastens gebruik die kern van die onderstreepte woord in 'n verklarende sin. Dit is geleë in die helder kruin. Kruin is ons kern, so hy staan op die kruin van die berg. Goed, graad 12, onthou nou, dit is dan 'n bietjie oor die kritiese taalbewustheid en visuele geletterdheid. Die enigste manier hoe jy goed sal doen is deur ou vraestelle te werk en hierdie vrae te beantwoord. Alles van die beste en baie dankie. Totsiens.